Baie welkom, is vir ons lekker dat jy vanoggend by hierdie diens inskakel. Ons sien uit na 'n lekker stukkie woord. Martinus Steffen is aan die woord en hy gaan kom bedien vanoggend. Staan saam met my op, ons gaan 'n lekker tydjie van aanbidding hê. Geniet hom. Worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Of heaven, you conquered the grave. You freed every captive and broke every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Through every storm, you'll be faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Of heaven, you conquered the grave. You freed every captive and broke every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you have done great things. Have done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You freed every captive and broke every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. Ons is besig in ons reeks om bietjie te gesels rondom die heerlikheid van die Heilige Gees. En ek wil jou net herinner aan die definisie van heerlikheid. Heerlikheid kan beskryf word
as die manifestasie van God se teenwoordigheid, sy krag, sy opinie en kapasiteit in my en jou lewe. En wanneer ons praat oor die heerlikheid van die Heilige Gees, wil ek vandag bietjie met jou gesels oor die hele konsep van seunskap. En wanneer ons dink aan seunskap, dan is die vraag altyd so, waar begin ek, Martinus, wanneer ons praat oor seunskap? Hoe dink ons daaroor? Wat is die einddoel van seunskap? Nou as jy jou Bybel het, wil ek hê jy moet saam met my blaai na Romeine 8 vers 19 toe. En hoor net wat sê hy hierso. Hy sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. In die oorspronklike taal vertaal hy dit eintlik na die seuns van God. Ek wil dit graag vir jou lees uit die Amplified Bible. Hy sê dit so. Hy sê, for even the whole creation, all nature waits expectantly and longs earnestly for God's sons to be made known, waits for the revealing, the disclosing of their sonship. Wanneer hy daaroor praat, dan sê hy, dit is so belangrik dat ek en jy sal weet, wanneer ons gesels oor die Heilige Gees en die Heilige Gees in my en jou lewe, wat ons die afgelope tyd oor gepraat het, is hier 'n baie belangrike sleutel om te verstaan, en dit is dat ek en jy sal verstaan dat ons is seuns en dogters van God. Ek wil graag vir jou 'n definisie gee rondom dit. Hy sê dit so, dis ons posisie in Christus is seunskap, wat ons die mag of die gesag in die Gees gee. Dit is die persoon van die Heilige Gees wat ons die vermoë of die krag gee om dit te vermag waarvoor ek en jy bemagtig is. Dit is baie belangrik om te weet dat ek en jy is geroep as 'n seun en 'n dogter van God. En die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees in en deur my en jou lewe help ons om iets van daai bemagtiging uit te leef en sekere goed te vermag. So vandag wil ons bietjie verder hier oor kuier, en eerstens wil ek begin met jou te gesels oor wat is die konteks van seunskap? Want ek dink baie keer vra mense vir my, Martinus, hoe lyk 'n seun en 'n dogter van die Here? Hoe dink ons daaroor? So ek wil vandag begin by hierdie gedeelte in Romeine 8 vers 14 en dan lees saam met my op die skerm, of as jy jou Bybel het en jy is besig om notas te maak, maak saam met my notas rondom dit. Ons gaan bietjie deur Romeine 8 werk. Romeine 8 vers 14 sê dit so. Wanneer ons oor die konteks van seunskap verstaan, praat, dan het ons nodig om te verstaan dat dit gaan juis spesifiek oor hierdie gedeelte waar ons praat oor 'n nuwe raamwerk of 'n nuwe taal wat ons leer. Romeine 8 vers 14 sê dit so. Hy sê, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. So wat is die konteks van hierdie? Dit beteken hier's 'n nuwe taal. Dit beteken hier's 'n nuwe raamwerk van lewe. Die eerste ding wat ek en jy nodig het om te ontdek, en as jy hierdie skrifgedeelte in Hebreërs 1 vers 1 tot 3, waar die Hebreërs skrywer vir my en jou verduidelik, wat beteken dit as ons sê, wat is die eerste punt van die konteks van seunskap? Dis juis hierdie nuwe raamwerk. Wat is ons nuwe raamwerk? Ons nuwe raamwerk is juis om te ontdek dat Jesus Christus is die prototipe. Romeine 8 vers 29 verduidelik dit verskriklik mooi in die boodskap vertaling wanneer hy aan my en jou skryf. Hy sê, we are building our lives according to the lines of Christ. En Hebreërs 1 vers 1 tot 3 verduidelik vir my en jou dat die Here gekies het in die voortyd om te praat deur die profete, om te praat deur die wet. Maar vandag kies hy om te praat deur sy seun, en dat hy sê sy seun is juis daai prentjie, juis daai natuur van God wat ons nodig het om te ontdek en wat ons juis uitstel en wat ons juis sien as die een waar binne ons krag kry.
Ek wil dit graag in die Message vertaling uit dit lees vers 3. Hy sê dit so mooi. Hy sê, He is the sole expression of the glory of God. And He is the perfect imprint and very image of God's nature, upholding and maintaining and guiding and propelling the universe by His mighty word of power. So om regtig te verstaan wat dit beteken om 'n seun van God te wees, het ek nodig om te verstaan hier's 'n nuwe raamwerk en daai raamwerk is nie meer die wet nie. Daai raamwerk is juis my en jou verhouding in Christus en die definisie van ons lewens vind ons om hom. Die tweede element rondom dit en spesifiek die raamwerk waarin ek en jy onsself bevind, is juist hierdie ding van ons transformasie gebeur slegs deur intimiteit. 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18 sê dit verskriklik mooi. Hy sê dit so in die Amplified. Hy sê, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. And all of us with unveiled face, because we continue to behold in the Word of God as in a mirror the glory of the Lord, are constantly being transfigured into His very own image in every increasing splendor, and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. So hy sê dit is so belangrik dat ek en jy sal ontdek, dat ons hierdie openbaring sal sien, dat ons sal agterkom dat ons transformasie, die Engelse woord transfiguring, in ons lewens wat vind plaas deur intimiteit met Jesus Christus en juis hierdie waarheid wat die Heilige Gees in my en jou lewe bring. Die derde element wat ons hier oor gesels, wanneer ons hier oor praat, is juist daai element van hierdie nuwe raamwerk. En dis wat Hosea geprofeteer het. Wanneer Hosea hier oor praat, dan sê hy, en ons gaan lees as jy Hosea 6 gaan lees, en actually die hele boek van Hosea is eintlik 'n herstel van Romeine 8 vers 19. Is eintlik 'n profetiese verklaring van daai herstel in waarvan die skepping 'n verwagting het. En wanneer hy daaroor gesels, dan sê hy in Romeine 6, sê hy dit so, begin hy met vers 1 en hy sê dat Jesus Christus namens my en jou sal sterf aan die kruis, dat hy graag my en jou wil herstel, restaurasie te bring in ons lewens, en wanneer ons daai restaurasie bring, sodat ek en jy kan leef absoluut om hom te kan ken. En daai woordjie ken is so 'n fantastiese woord. Wanneer hy daaroor gesels, dan sê hy dat ek en jy kom op die plek where we will know him. Daai woordjie in die oorspronklike teks beteken om letterlik lip teen lip met iemand anders te staan. Letterlik in sy oë te kan kyk en te kan sien. Die Engelse woord verduidelik dit eintlik so, hy sê to stand face to face with God. En om jouself te kan raak sien in Christus, net soos wat 2 Korintiërs dit vir ons verduidelik het. So dis die eerste element van om te staan, wat is die konteks van my en jou as 'n seun? Die tweede element wat ons nodig het om te verstaan, wanneer ons daaroor gesels rondom hierdie konteks, is dat ek en jy het nou 'n nuwe posisie. So eerstens was hier 'n nuwe taal gewees, 'n nuwe raamwerk van lewe. Ons het nodig om onsself in hom te kan sien, sodat ons kan sien hoe hy homself openbaar in ons lewens. Maar tweedens het ons nodig om op 'n plek te kom waar ons 'n nuwe posisie het in Christus. In Romeine 8 vers 15 tot 16 verduidelik dit so. Hy sê, for the spirit which you have now received is not a spirit of slavery, to put you once more in bondage to fear, but you have received the spirit of adoption, the spirit producing sonship in you, which cries out, Abba, Father. The Spirit Himself thus testifies together with our own spirit that we are children of God. En hierdie nuwe posisie beteken letterlik dat die Here my en jou bemagtig het,
deur hierdie openbaring van om te verstaan dat ons aangeneem is. Nou die aannemingsproses vir my en jou is nie dieselfde as wat ek en jy vandag sien in die aannemingsproses nie. Maar in die kultuur waarin Jesus groot geword het, is die Joodse kultuur, en in daai Joodse kultuur was daar 'n seremonie gewees wat hulle genoem het die bar mitzvah. En wat 'n vader gedoen het, is hy het sy seun gevat, en wanneer sy seun opgegroei het, het hy verskillende vaders gevra om inspraak te gee in sy seun, en wanneer hierdie vaders besluit het dat hierdie seun volwasse genoeg is, dan was daar 'n seremonie gewees wat hulle gedoen het, en in daai seremonie het hulle daai seun van 'n nepios, maklik om te onthou, nappy, getransition na iemand wat hulle genoem het 'n goeios. En daai transisie wat plaasgevind het, het hulle genoem, hy is nou jou seun, hy is nie meer jou kind nie, hy is nou ook 'n erfgenaam. Nou die inhoud van daai aannemingsproses lees ons in Galasiërs 4 vers 1. En wanneer ons Galasiërs 4 vers 1 tot 7 lees, en ek wil jou regtig aanmoedig om actually Galasiërs 3 en 4 te gaan lees, en wanneer hy daaroor gesels, dan sê hy, eers was ek en jy onmondig gewees, maar toe het ons op die plek in vers 3 sê dit so mooi, hy sê, en so is dit ook met ons, toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe van 'n wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. So wat sê hy vir my en jou hier? Hy sê dat ons nodig het om te verstaan wat die beginsel van seunskap is. Ons is nie meer langer in ooreenkoms met God, maar ons is nou ingesluit in 'n oomblik waarin Jesus my en jou vrygemaak het, waar hy ons geherposisioneer het in Christus, dat hy sê, julle sit nou saam met my in hemelse plekke. Hemelse plekke is juist daai plek waar hy sê, ek en jy is nou 'n seun en 'n dogter. Ek is 'n seun wat aangeneem is, alles wat Jesus in is myne, en alles wat myne is Jesus. En wanneer ons daai gedeelte verstaan, dan sê hy, dit is so belangrik dat ek en jy sal verstaan in hierdie kultuur waarin Jesus groot geword het, het 'n vader dan by die plek gekom, en wanneer sy seun dan mondig was, of wanneer hy op die plek gekom het waar daar genoeg inspraak was daar hierdie seremonie. Vir my en jou is dit juist die doop, waar ons hierdie verklaring maak van ons seunskap, ons transisie van om 'n nepios te wees, maar na 'n goeios toe. En daai seunskap en daai pad van volwassenheid het daar twee goed gebeur. In die eerste plek het 'n vader sy seun gevat en hy het gesê dat hierdie seun kry 'n splinternuwe kleed, en hierdie kleed was 'n verteenwoordiging van sy identiteit. So nou het die mense hom nie meer genoem as die kind van Martinus of van Piet nie. Nou het hulle hom 'n identiteit gegee. Hulle het gesê hy is die seun, en as ek 'n skrynwerker was, dan het hulle hom genoem die skrynwerker. So hy kry 'n nuwe identiteit, hy kry 'n nuwe inspraak in sy lewe. Dis hoekom ek en jy Christene, dis hoekom ek en jy van Christus is. En dan het die vader ook 'n publieke uitroep gedoen, so hy het af in die straat gestap, en dan het hy gesê, goeios, 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 dit is my seun, in wie ek welbehae het. En ons sien die voorbeeld daarvan is juist Jesus se doop in Lukas 4, en ons sien hoe die hemel oopgegaan het, en ons verlede week bietjie rondom die doop stil gestaan, en daaroor gesels, maar hoe die hemel oopgegaan het, en ons sien hoe die Vader uitroep, dit is my seun, in wie ek welbehae het. Galasiërs 3 gee vir ons juist die verduideliking rondom dit. Hy sê dit is so belangrik dat ek en jy sal weet dat hierdie proses waardeur ons gaan, hierdie verstaan, hierdie aannemingsproses waardeur ons gaan, verduidelik hy dit so in Galasiërs 3 vers 23 tot 29, maar ek wil net vir jou vers 26 lees. Hy sê, for in Christ Jesus you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ
have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Jesus Christ. So hy sê, ewe skielik is daar nie hierdie klassifikasie nie, ewe skielik is daar net een klassifikasie, en dis juist dat ek en jy is 'n seun en 'n dogter van God. So dit is so belangrik dat ek en jy nie net 'n nuwe raamwerk sal hê nie, maar dat ons sal verstaan dat ons het nou 'n nuwe posisie in Christus. En ons het verander van om 'n slaaf te wees, maar dat ek en jy iemand is wat vry is. En nou dat ons bekragtig is deur die Heilige Gees en dat ons toelaat dat die Heilige Gees hierdie volle waarheid van wie ons regtig is in Christus aan ons openbaar, is ons besig om te stap en jy moet verstaan van ek en jy het 'n nuwe posisie in Christus en dis die een van heerskappy. Die derde element wat ek dink so belangrik is, wanneer ons praat oor hierdie konteks van waarmee ons besig is, gaan hy na Romeine 8 vers 17 toe en hy sê dit so, hy sê en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So ek en jy gaan deur hierdie proses om te verstaan dat eerstens kom ons by die plek waar ons 'n nuwe raamwerk nodig het. Tweedens kom ons by die plek dat ons besef ons het nou 'n nuwe posisie in Christus en derdens het ons nodig om te weet dat ons het nou 'n nuwe erfdeel. Alles wat Jesus in is ook myne en joune. Wat beteken dit vir my en jou om juist te loop in hierdie autoriteit? Om juist te verstaan wat is hierdie inhoud van my seunskap? Daar is 'n profetiese uitspraak in Jesaja 11 vers 2 en wanneer hy daaroor gesels, dan praat hy oor Jesus, dan sê hy, maar die Gees van die Here rus op Jesus. Jesaja 11 vers 2 sê dit so, hy sê en op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en van sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. En wanneer hy dit verduidelik, dan verduidelik hy aan my en jou die inhoud van my en jou seunskap. So wat beteken hier die inhoud vir my en jou in terme van ons seunskap? Wanneer hy daaroor praat, dan sê hy sê die Gees van die Here. Hy praat eintlik in die Engels daaroor, dan sê hy the lordship of the Spirit in my life. Dit gaan oor die autoriteit om te kan heers, om te kan wandel elke dag in 'n bonatuurlike manier wat orde en wonderwerke bring in my omgewing. En ek glo terwyl jy besig is om hierna te luister, dan het elkeen van ons iets van hierdie Gees in ons lewens nodig. Dat ons iets van hierdie waarheid in ons lewens nodig, dat ons nodig het om te verstaan dat die Heilige Gees is in ons, dat die Heilige Gees werk deur ons, en baie keer kom die Heilige Gees oor ons, as ek die boek van Handelinge reg verstaan, en juis elke dag in ons lewens het ons nodig om by 'n plek uit te kom, waar Efesiërs 4 dit vir my en jou sê, en die Message vertaling sê dit so mooi, hy sê ons het nodig om huge drafts of the Holy Spirit te vat elke dag in ons lewens, en wanneer ons in ons werk instap, wanneer ons in elke omgewing instap, wanneer ons by die winkel instap, waarever ons ook al heen beweeg, het ons nodig om te verstaan, ons stap in met autoriteit om te kan heers, om te kan vermag, en hy sê die inhoud van my en jou seunskap is juist dit, dat die Gees van die Here is op my en jou. Die tweede ding wat hy daarna verwys is, hy sê dat die Here vir my en jou 'n gees van wysheid gegee het, om van God se perspektief hierdie lewe te benader, met sy doelwitte in ag. Wanneer hy daaroor praat, dan sê hy, ek en jy, elkeen van ons het hierdie begeerte om regtig waar elke dag te wandel in hierdie wysheid, en die Heilige Gees wat in my en jou is juist daai een wat vir my en jou die wysheid gee. Dit beteken God se perspektief oor 'n situasie, en wanneer ek hierdie verstaan, en wanneer ek dit vasmaak in my lewe, dan sê ek, Here, dankie dat wanneer ek vandag na my kantoor toe ry, dankie dat ek vandag, wanneer ek mense sien, Here, dankie vir u wysheid. Dankie vir u perspektief in hierdie situasie, in hierdie omstandigheid, wat ek nodig het om vas te maak. Die derde ding wat hy sê die inhoud van jou seunskap is juist, dat ek en jy hierdie gees van verstand het. Wanneer hy daaroor praat, dan sê hy, dis die nodige insig om die wortel van 'n situasie
te kan identifiseer en restaurasie te kan bring. En ek weet nie van jou nie, maar ek is op die plek in my lewe waar ek sê, Here, wys vir my wanneer ek met iemand werk in 'n krisis. Wys vir my wanneer ek met iemand werk wat U nie ken nie. Wat is die wortel van die feit dat hulle nog nie gerestoreer is nie? Wat is dit wat ek nodig het om raak te kan sien? Geef my die verstand, Here, sodat ek hulle by die plek van restaurasie kan bring. En die vierde plek is die gees van raad. Dit is juis om die hart en die wil van God bekend te maak in elke situasie. En dis waar ek dink die gawes van die Heilige Gees vir my en jou so belangrik is. Want daar waar daar hopeloosheid is, daar waar daar nog nie deurbraak is in mense se lewens nie, vertrou ek altyd die Here vir 'n woord van die Here af. Want ons kan nie met ons menslike oë sien wat is die antwoord wanneer ons so op die oppervlakte daarna kyk nie. Maar dan vra ek, Here, wat is U profetiese uitspraak? Wat is die stigting, die opbouing, die vertroosting wat hierdie persoon nodig het om U te sien as die hoop in die midde van hierdie uitdaging? Vyftens is dit die gees van sterkte. Ek en jy is geposisioneer om God se agenda te bring waarin ek en jy heers oor elke demoniese mag wat my wil mislei. En dit is so belangrik om te verstaan dat ek en jy leef in 'n gebroke wêreld. So belangrik om te weet dat ek en jy leef in 'n plek van vrees. Dat almal om ons beleef iets van daai vrees. Maar dat Jesus Christus, my posisie in Christus, gee my gesag en autoriteit oor elke werk van die bose. En dankie Here dat U deur U wysheid, deur U verstand en deur U krag my bemagtig vandag om te heers in hierdie plek waar daar duisternis is, waar ek nie die lig sien nie. Dankie Heilige Gees dat U my lei om iets van daai lig na die tafel toe te bring. Dan is dit ook die gees van kennis. Dis die verligte oë van my verstand om te kan insien in sy profetiese uitsprake wat Jesus Christus 'n realiteit maak in alles wat ek sien. Wanneer hy dit sê, dan sê hy, dis belangrik dat ek en jy daai insig, daai wysheid, daai verligte oë van ons verstand sal hê. En ek hou so baie daarvan wanneer Paulus hieroor skryf, en hy skryf dit juis in Efesiërs 1 vers 18, wanneer hy hieroor gesels, dan sê hy, dit is so belangrik dat die raamwerk van om te kan leef, is juis daai wapenrusting van die Here, is identiteitsverklarings oor my en jou lewe, waar ons elke dag in 'n plek instap, ons die helm van verlossing as 'n denkwyse het, waar ons sê, dankie Here, dat U deur U Gees soveel waarheid bring, en dat my denke nie vasgeval sal wees in die wêreldse oplossing nie, maar dat my denke vasgevang sal wees in U oplossing en in elke situasie. En dan laastens, die vrees van die Here, om te wandel met respek oor wat hy met my en jou kom doen het. Om te verstaan dat die vrees van die Here is juist daai afhanklikheid. Ek hou so baie van wat Matteus 5 rondom dit sê. Hy sê, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here af is. Wat weet hoe om te wandel elke oomblik en sê, Here, ek kan nie hierdie doen sonder U nie. In die afgelope tyd het ons so baie daaroor gepraat en sê, Here, ek kan nie op my eie insig stand maak nie. Ek het nodig om juis hierdie inhoud van seunskap te verstaan in elke plek waar ek in beweeg. En dankie Here dat U vandag deur U Heilige Gees my net so kom bemagtig, sodat elke area waar ek beleef, iets van daai elemente van vermag sal bring. So vandag is die laaste vraagie wat ek graag vir jou wil vra, is waar is jy as seun en dogter van God? En ek word so herinner aan Lukas 15 se skrifgedeelte wat ons almal baie goed ken as die verhaal van die verlore seun. Maar ek het agtergekom dat die verlore seun was iemand wat aangedring het op sy erfdeel. Is jy vandag daai verlore seun wat aandring op jou erfdeel?
Ek het ook agtergekom dat die ou boet in die huis was die een wat gesê het, maar Vader, ek presteer en ek probeer u beïndruk om al hierdie goed reg te kan doen. Is jy daai seun? Of is ek en jy daai seun wat gelei word deur die Heilige Gees, soos wat Romeine 8 het verklaar het, vry is van slawerny, wat op die plek gekom het waar ons verstaan, wat is hierdie nuwe raamwerk, waar ons verstaan wat dit beteken om in hierdie posisie vas te maak in ons lewens en te besef dat ons is erfgename wat leef elke dag in daai realiteit, maak nie saak wat die omstandigheid in die situasie om ons verklaar nie. Want ek wil jou herinner, dit is ons posisie in Christus, ons seunskap, wat ons die mag en die gesag in die Gees gee. Dit is die persoon van die Heilige Gees wat ons die vermoë en die krag gee om dit te vermag waarvoor ons bemagtig is. Kom ek sluit af met hierdie praktiese voorbeeld. Rian is een van die ouens wat ek baie goed ken, wat hier so in Soshanguve gaan werk doen het aan herstel van elektrisiteit. En een dag het hy uitgereis soontoe, 'n kontrak gekry, uitgereis soontoe en terwyl hy op pad is soontoe, by die plek gekom, besig om krag te herstel vir hierdie mense, toe hijack hulle hom. Steel sy bakkie, hou 'n vuurwapen teen sy kop. Hulle steel alles wat hy het en hy is woedend. En hy kom sit by my, hierdie groot man, kom sit by my, van dat mense hy actually hierdie kwaad in sy lewe wat hy beleef, en hy kom sit by my, en terwyl ons besig is om deur hierdie goed te werk, en vir hom sê, Rian, weet jy wat, jy is 'n seun van die Here, beweeg ons deur hierdie 3 vrae, van die plek waar hy aangedring het op sy erfdeel, tot die plek waar hy gesê het, maar ek het probeer om die Here te beïndruk, en ons kom uiteindelik op die plek waar hy sê, maar weet jy wat, die Here het my die gesag, die autoriteit, die posisie gegee, om absoluut in hierdie lewe te vermag, deur die Heilige Gees wat hy moet doen. Here, hierdie is aardse goed, jy het my beskerm in hierdie situasie, dankie Here dat ek voor U kan staan, en selfs al het ek my lewe verloor, behoort ek aan U. Dankie Here dat ek gesag en autoriteit het en dat môre wanneer ek by daai werk instap, dan Here mag hulle kennis neem van U vermoë en U krag deur my lewe. En dan daai volgende week het hy vir hom 'n splinternuwe bakkie gaan koop, na dieselfde plek toe gery waar hom aangeval het vir die mense en die werkers om hom gesê, weet jy wat, ek is 'n seun van God, maak nie saak wat hierdie mense aan my doen nie. Ek gaan lewe bring, ek gaan oorvloed bring, ek gaan deurbraak bring. Ek spreek lewe oor hierdie plek en oor hierdie omgewing. En so het van die ouens wat hom aangeval het, tot inkeer gekom, tot bekering gekom, en die mense het in daai plek kennis geneem van God se autoriteit, omdat 'n man verstaan het wie hy regtig is in Christus. Bekragtig deur die Heilige Gees om God se werk te bemag. Ek wil vir jou sê, jy is 'n seun en 'n dogter van die lewende God. En sy Heilige Gees is in jou, hy werk deur jou en hy is oor jou. Jou konteks en die inhoud van jou seunskap en dogterskap is vas vandag. En dankie Here, dat ek kan bid vir elke persoon wat na hierdie boodskap luister, dat hulle so bewus is van hul posisie in Christus, dat hulle so bewus is van intimiteit met die Heilige Gees, dat hulle so bewus is, Here, van die lig en die lewe wat U deur hulle lewens wil skyn, en dat hulle net so bewus wees, Here, van dat U elkeen van ons geroep het om 'n seun en 'n dogter te wees met 'n nuwe raamwerk, met 'n nuwe posisie wat heers in hierdie lewe, sodat hierdie hele aarde
herstel kan word na 'n plek waar U regeer. In Jesus se naam. Amen. Your love was the spark that would set my spirit alight. Your love was the anchor from heaven to not just survive. Your love was the compass at sea when stars moved aside. Your love chased me down and it found me when I tried to hide. And oh, the wonder of your love pouring out on us. Jesus, you have made me whole. Your love let the crown of creation stand in the light. Your love shoved the darkness aside. Your love made it right. Your love made a way so the slave would rule as a king. All evil was brought to its knees, oh, but your love would bring. And oh, the wonder of your love pouring out on us. Jesus, you have made me whole. And oh, how precious is your love pouring out on us. Jesus, you have done it all. You lifted me up. Your love chased me down. Your love took my shame and turned me around. You lifted me up. Your love chased me down. Your love took my shame and turn me around. Oh, you lifted me up. Your love chased me down. Your love took my shame and turned me around. You lifted me up. Your love chased me down. Oh, praise to the King, whose love I found. Oh,
Ek wil jou vertel van volgende Saterdag die 8ste Mei, ons enkelmamma dag. Dis op ons harte net om hulle te kom bederf, hulle te kom waardeer, uit te reik na hulle lewens, hulle te kom bedien. Dis is saam met my stem. Dit is lekker net om te weet my lewe maak 'n verskil, nê. En ons kan dit doen deur ons gebede, ons betrokkenheid, ons finansiële bydraes. En jy's welkom op die skerm. Ons het ook ons koevertjies so 'n bietjie opgedateer om dit nog meer gerieflik vir jou te maak om te kan bydra. Kyk gerus saam met my na die familienuus. Hier's 'n paar interessante goeters wat voorlê vir ons. Ons is besig met die reeks Glory of the Holy Spirit. En ons het goed gedink om die 2 Mei 'n buitelug worship te doen. Ek wil jou uitnooi, vir jou en jou familie en sommer vriende ook, om saam met ons hierdie geleentheid by te woon. Sien jou hier. Betrokkenheid en ware vriendskap het hier vir my begin. By Brooklyn is ek gehelp om my purpose te ontdek. Ek het ontdek dat hierdie nie net 'n kerk is nie, maar 'n plek waar ek op verskillende platforms myself kan uitleef. So, as jy nuut is in ons gemeente, kan jy nie die volgende nuwe mense aand misloop nie. Sien jou daar. Op 13 Mei vier ons saam Hemelvaart en vir hierdie spesiale geleentheid berei ons kunste en aanbiddingspan vir jou 'n aand van gebed en aanbidding voor rondom die Here se oorvloed en ons hoop in Hom. Ons almal bly en beweeg in 'n gebroke en verwarrende wêreld. Grace for Life is 'n praktiese 7 weke kursus waar ons jou toerus om restaurasie in jou lewe te bring. Jesus het gesterwe aan die kruis sodat ons kan heel word. Beleef tydens hierdie 7 weke hoe sy belofte in elke faset van jou lewe tot vervulling kan kom. Ons hou weer audisies vir ons aanbiddingsspan. As jy sing, instrument bespeel, klank, beligting of selfs media doen, kom maak 'n afspraak vir 'n audisie. Ons sien uit om jou deel van hierdie bediening te maak. Ons nooi alle getroude paartjies na 'n aand van investering en pret by ons huweliksaand 19 Mei met gassprekers Ellen en Ivy Sutton met die tema With This Ring. Ons hou dit juis op 'n Woensdag aand sodat julle as 'n klein groep saam kan kom bywoon. Hierdie is ook 'n wonderlike geleentheid om vriende na toe te nooi. Kindertoesig word gereël en die aand sluit 'n ligte ete in. Kom meneer en mevrou, bederf jou huwelik. Die grootste besluit wat jy in jou lewe kan maak, is die een om Jesus Christus te volg. As nuwe bekeerling is ons saam met jou opgewonde oor dit wat die Here in jou lewe gedoen het en nog gaan doen. Ons nuwe leweproses is juis daar om jou te help met 'n volgende tree van persoonlike geestelike groei. Kom ons stap die pad saam.